Shalom. Vrede met jouself en vrede met ander. Shalom bestaan nie net in 'n uiterlike tekens nie. Vrede tussen nasies of iemand nie. Vrede leef en heers ook in my innerlike wêreld. Emosies en my denke van welheid. Daar waar ek ook alles wat lieflik, lofwaardig en opbouend is kan bedink. Dit is hier binne waar gebeure en woorde so maklik kan ontstel en 'n storm kan ontstaan omdat ons beïnvloed kan word. Daar waar ek 'n leuen oor myself so maklik kan glo. Dit kan lyk asof dit makliker is om te glo dat ek nie goed genoeg is nie. Christus se opstanding waarborg my ewige toekoms deurdat hy sy vrede aan my gee. Eindelik moet ek glo in sy aanvaarding en onvoorwaardelike liefde my eie maak. Paulus is die eerste persoon wat genade en vrede by mekaar uitbring. Genade is onverdiende guns, om te kry en te wees wat jy nie verdien nie. Voeg nou 'n klompie shalom hierby, vrede, shalom, vrede. Dit beteken welheid kom by, gesondheid, nabyheid, vryheid, beskerming, waarborge. Hier waar my hart oortuig kan word, dat ek ten volle geken word, en dan ook ten volle aanvaar word. Ja, jy, ek, met jou skewe tande, jou krom neus, jou kaal kop en groot ore, jou dun of min hare, uit proporsie, uit lyf en te groot voete. Ons moet Dawid se woorde aanvaar waar hy sê, God het my kunstig aan mekaar geweef. Eindelik lyk jy presies soos God jou geskaap het. Moet net nie jouself verwaarloos nie. Jesus sê, moenie oordeel, nie mense of God of jouself nie. Hoor en aanvaar wat God oor jou sê en leer wat hy deur sy woord en deur die Heilige Gees in jou hart sê. Weet hoe die Here jou sien en verstaan waar die werk van Christus jou bring. Die feit is dat Christus gekom het en alle vernedering en die sleg op die kruis gedra het vir die vreugde om jou ja vir hom te hoor. Hy het 'n groot prys betaal om jou te kry. Moenie sleg van jouself praat nie. Ontvang sy shalom, naamlik heelheid, blydskap, voorspoed en guns en wees 'n vredevolle, aangename geur wat jouself geniet. Nie net met dinge nie, het ons gesê nee, jouself kan geniet. 2 Petrus 3:14, sodat jy onberispelik voor hom bevind mag word in vrede, die maatstaf vrede. Dit spoor ons aan om vrede met ander na te jag. Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede, shalom, na, met almal. Ja, dit sluit jou skoonseun en jou skoonma en skoondogter in. My geliefde ding wat ek sê tydens berading is, die geen probleem tyd, die shalom tyd, die vrede tyd is altyd die beste tyd om aan verhoudings te werk. Wanneer shalom vrede teenwoordig is, het ons 'n kalm, veilige omgewing waarbinne genesing en herstel kan plaasvind. Dan word vergifnis ook makliker. Jy aanvaar makliker wat jou aandeel in 'n situasie was en wat jy daarin kan doen binne vrede. Dit skep 'n geleentheid vir groei en verandering. Hier kan jy veilig voel en aanvaar word. Shalom het nie plek vir beskuldiging en verwyte nie. Vrede najag is omdat dit blyk buite jou bereik van jou verhoudings te wees. Gaan mekaar voor in eer betoon, ek sê Romeine 12:10, shalom kies altyd om eerste aangenaam te wees. Ek groet jou weer met Filippense 4:7, die shalom van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou denke bewaar in Christus Jesus. Bedink alles wat waar is, eerbaar, regverdig, rein, lieflik en loflik is. En enige iets wat 'n waarde toevoeg, bedink dit. Dit is 'n resultaat van ons shalom ervaring. Ek groet jou met die shalom.